Groet in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks 'n hoofstuk in die Nuwe Testament lees met die doel om ons Christen te vernuwe en te versterk op 'n daaglikse basis. Vandag gaan ons voort met Galasiërs hoofstuk 4 en ek lees. Ek bedoel, solank 'n erfgenaam minderjarig is, verskil sy posisie nie eintlik van die van 'n slaaf nie. Al behoort die hele erfenis aan hom. Tot op die dag wat die pa bepaal het, staan die erfgenaam onder toesig en bestuur. Toe ons nog geestelik minderjarig was, het ons die elementêre magte van die wêreld so slawe gedien. Maar toe, op die regte tyd, het God sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore onder die wet, sodat hy hulle wat onder die wet is, kan vrykoop. Ja, sodat ons tot kinders aangeneem kan word. En omdat julle sy kinders is, het God die Gees van sy seun gestuur om in ons te lewe. Die Gees in ons roep voortdurend na God, Abba, wat die Arameese woord is vir Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie, maar kind. En as sy kind, het God jou sy erfgenaam gemaak. Toe julle God nog nie geken het nie, was julle slawe van gode wat nie regte gode is nie. Nou ken julle egter vir God, of eerder God ken julle. Hoe is dit dan moontlik dat julle weer na die elementêre magte van die wêreld wil terugkeer om hulle so slawe te dien? Julle hou aan om spesiale dae, maande, seisoene en jare te vier. Ek is bekommerd oor julle. Al my harde werk onder julle was dalk verniet. Liewe broers en susters, ek pleit by julle, word soos ek, want ek is soos julle. Julle het my nooit enige kwaad aangedoen nie. Julle onthou mos nog die eerste keer toe ek die goeie nuus aan julle verkondig het. Ek het aan julle gekom terwyl ek siek was. Hoewel my siekte vir julle 'n beproewing was, het julle nie vir my gegril of my vermy nie. Inteendeel, julle het my ontvang asof ek 'n engel, ja, asof ek Christus Jesus self was. Julle het julle self destyds as bevoorreg beskou. Wat het dan nou gebeur? Ek kan regtig daarvan getuig dat julle, as dit moontlik was, selfs julle oë sou uitgeruk het om hulle vir my te gee. Het ek nou vir julle 'n vyand geword omdat ek julle eerlik die waarheid vertel? Die ander mense wat skynbaar so baie ywer vir julle het nie goeie bedoelings nie. Hulle wil 'n wig tussen ons indryf sodat julle baie vir hulle kan doen. Dit is goed om baie vir 'n goeie saak te doen, maar doen dit dan altyd en nie net as dit daar by julle is nie. Ag my kinders, totdat Christus julle lewe oorneem, het ek elke keer weer geboortepyne oor julle. Ek wens dat ek op hierdie oomblik by julle kan wees en op 'n ander trant met julle kan praat, want ek is regtig bekommerd oor julle. Sê vir my, julle wat so graag aan die wet onderwerp wil wees, hoor julle nie wat die wet sê nie? Daar staan geskryf dat Abraham 2 seuns gehad het, een by die vrou wat 'n slaaf was en een by 'n vrou wat vry was. Die seun van die slaafin het sy geboorte te danke aan die mens se eie planne, en die seun van die vrou wat vry was aan God se belofte. Hierdie dinge kan figuurlik verstaan word. Die twee vroue staan vir twee verbonde. Hagar staan vir die verbond wat by die Sinaiberg gesluit is. Die verbond bring slawerny voort. Hagar, wat vir die Sinaiberg in Arabië staan, is ook 'n beeld vir die huidige Jerusalem. Jerusalem en haar inwoners leef in slawerny, maar die hemelse Jerusalem is vry en sy is ons moeder. Daar staan geskryf: wees baie bly, onvrugbare vrou, jy wat nie kinders kon hê nie, jubel en juig, jy wat nooit ma kon word nie, want die vrou wat deur haar man verlaat is, het meer kinders as die vrou wie se man by haar is. Broers en susters, soos Isak is julle belofte kinders, maar soos destyds toe die seun wat sy geboorte aan die mense planne te dank het, die seun wat sy geboorte aan die Gees te dank het, vervolg het, so is dit ook vandag die geval. Maar wat sê die skrif? Jaag die slaafin en haar seun weg, want die seun van die vrou wat vry is, mag nie saam met die seun van die slaafin erf nie. Met ander woorde, broers en susters, ons is nie kinders van 'n slaafin nie, maar van die vrou wat vry is. Amen. En daar het ons geskrewe woord van God, geliefdes. Onthou, die Here is lief vir u.